1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Manna en kwartels in die woestyn. Na die wonderlike dag toe die Rooi See oopgegaan het, het Moses en die Israeliete verder deur die woestyn gereis. Die woestyn was 'n droë plek met baie sand en min water. Die son was warm gedurende die dag en die nagte was koel. 'n Maand nadat hulle uit Egipte vertrek het die Israeliete in die Sin-woestyn aangekom. Teen hierdie tyd was al hulle kos op. Hulle ma het begin grom van die honger. Moses het hulle begin kla. In Egipte het ons darm by potte vleis gesit en soveel brood geëet as wat ons wou. Nou het jy ons na hierdie woestyn gebring waar ons almal van honger gaan sterf. Moses was hartseer omdat die mense so ongelukkig was. Hy het na 'n stil plekkie gegaan en met God gepraat. Wat moet ek doen? Het hy gevra. Die mense is honger. God het vir Moses gesê, moenie bekommerd wees nie. Ek het die Israeliete se klagtes gehoor. Vertel hulle dat ek vir hulle sal kos gee. In die aand sal hulle vleis hê om te eet en in die oggend sal hulle brood hê, soveel as wat hulle nodig het. Dan sal hulle weet dat ek die Here, hulle God is. Moses en sy broer Aaron het teruggegaan na die mense toe. God het hulle klagtes gehoor, het Moses gesê. Vanaand sal hy vir hulle vleis gee om te eet en môreoggend sal daar brood wees. Dan sal hulle weet dat die Here julle God is wat julle uit Egipte gelei het. En daardie aand, net toe die son begin sak, het 'n vreemde geluid deur die lug gekom. Dit was die geruis van duisende vlerke. Skielik het 'n groot swerm kwartels. Dit is klein voeltjies oor die kamp gevlieg. Hulle was so moeg van hulle lang vlug dat hulle op die grond neergesak het. Die kinders het opgewonde rondgehardloop. Kyk pappa, kyk mamma, voeltjies. Die mense kon die kwartels maklik vang en daardie aand het hulle heerlike ete van geroosterde kwartels geniet. Vir die eerste keer in weke het hulle genoeg vleis gehad om te eet. Dankie God, het hulle gesê, terwyl hulle die smaaklike kos geniet het. Die volgende oggend, toe die son opkom en die dou begin verdwyn, het die Israeliete iets vreemds op die grond gesien. Oral rondom die kamp was daar klein wit dingetjies wat soos ryp gelyk het. Wat is dit? Het die kinders nuuskierig gevra terwyl hulle dit optel. In Hebreëus het hulle gevra, manhu, wat beteken, wat is dit? Moses het geglimlag. Dit is die brood wat God vir hulle gestuur het. Elkeen moet net genoeg optel vir vandag. 1 gomer, wat omtrent so 2 liter was, vir elke persoon in julle tent. Die mense het begin om die vreemde kos op te tel. Dit was klein en rond, wit soos koljandersaad, en dit het soet soos heuning gesmaak. Hulle het dit manna genoem, wat beteken, wat is dit? Sommige mense was gulsig en het meer opgetel as wat hulle nodig gehad het. Maar toe hulle dit meet, het elkeen presies genoeg gehad. Nie te veel nie en nie te min nie, net genoeg. En as hulle van die manna tot die volgende dag gebeer het, het dit wurms gekry en sleg begin ruik. Moses het verduidelik, God gee elke dag vars kos. Julle moet hom elke dag vertrou vir wat julle nodig het. En op die 6ste dag van die week het God 'n spesiale geskenk gegee. Die mense kon dubbel soveel manna optel, genoeg vir 2 dae. Moses het gesê, môre is 'n rusdag, 'n heilige Sabbat vir die Here. Bak en kook vandag wat jy wil en bære wat oorbly vir môre. En wonderlik genoeg, die manna wat hulle vir die Sabbatdag gebêr het, het nie sleg geword nie. So kon die mense op die 7de dag rus en steeds genoeg hê om te eet. Elke oggend vir 40 jaar lank het God manna gestuur. Dit was God se spesiale manier om vir sy kinders te sorg
terwyl hulle deur die woestyn getrek het. God het ook vir Moses gesê: "Hou 'n gomer manna aan 'n kruik en bewaar dit vir die nageslagte, sodat hulle die brood kan sien wat ek vir julle in die woestyn laat eet het." En daardie aand, toe die kinders in hulle tente inkruip om te gaan slaap, het hulle mammas en hulle pappas hulle herinner: God sorg vir ons elke dag. Selfs in die woestyn waar niks groei nie, gee hy vir ons kos. Ons hoef nooit bang te wees nie. En terwyl die sterre begin skyn het in die donker lig, het die kinders rustig aan die slaap geraak, hulle maagies vol en hulle harte tevrede, met die wete dat God vir hulle sou sorg elke dag. So onthou, God sorg vir jou, net soos hy vir die Israeliete in die woestyn gesorg het. Fluit, fluit, my storie is uit.